Paulus kom in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 en hy gee die antwoord op 'n groot vraag in die lewe. Die vraag oor wat is die Here se wil? In hierdie reeks oor dankbaarheid sien ons dat Paulus die antwoord gee oor die wil van die Here, deur vir ons te herinner dat die wil van die Here is om dankbaar te wees in ons lewens in alle omstandighede. En hy sê die volgende, dit is so mooi, hy sê, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So Paulus in ons dankmaand herinner ons dat dankbaarheid moet deel wees van ons lewens. Inteendeel, Paulus sê, as ek en jy die wil van die Here wil verstaan, as ons Jesus wil volg soos ons hom veronderstel is om te volg, dan moet ons 3 goed doen. Ons moet altyd bly wees, ons moet gedurig hier bid, en dan een waarop ons fokus in hierdie reeks is dat om in alle omstandighede dankbaar te wees. Dit is wel interessant as jy dit lees, dat Paulus die woordjie insit in all circumstances. En dit bring ons by vandag se tema. Is dit moontlik vir jou en vir my om in alle omstandighede dankbaar te wees? Want kom ons wees eerlik, wanneer dit goed gaan en die dinge loop mooi en jou span wen en daar's bietjie geld in die bank en jy's gesond en die dinge loop mooi by die werk, dan is dit baie maklik om dankbaar te wees net. Maar wanneer ons in die storms kom van hierdie lewe, en ons kom in daai storms, wanneer ons in die seisoene van verlies gaan en ons almal beleef verlies, wanneer ons in daai onsekere tye kom en ons almal beleef onsekerheid, dan is dit nie altyd so maklik om dankbaar te wees nie. So dink bietjie terug aan 2025, wanneer ons so aan die einde van hierdie jaar kom, en dink bietjie aan daai oomblikke van jou lewe, daai oomblikke toe dit moeilik was, onseker was, en miskien in November maand is jy vandag in so 'n oomblik, in 'n storm, in 'n tyd van onsekerheid. So, hoe bly 'n mens dankbaar? En hoe omhels hy hierdie gedagte van dankbaarheid in die storms en in daai onsekere tye? Want die Bybel sê en Paulus sê vir ons dat ek en jy moet in alle omstandighede dankbaar wees, want dit is die Here se wil vir jou en my lewe. So dis nie eintlik 'n opsie nie. Dis nie 'n keuse nie. Paulus sê ek en jy moet mense van dank wees. So hoe is ons dankbaar in daai moeilike seisoene? Daar's 'n storie in Handelinge 27 waar Paulus in 'n storm is, in 'n fisiese storm. Hy's op die see en hy's in 'n boot en hierdie boot gaan sink. En daar's 'n klomp mense op hierdie boot en dit lyk of hulle dit nie gaan maak nie. Maar dan kom die Here en hy sê vir Paulus, een van die ouens op hierdie boot sal sterf. Die Here gee vir hom 'n belofte in die middel van die storm. En dis wat ek vir jou wil gee vanoggend, die antwoord op die vraag van hoe is ek en jy dankbaar in die storm? Deur die beloftes van die Here vas te hou. Dis vir my so mooi dat Paulus die volgende sê in Handelinge 27 vers 22, waar hy volgende sê, but now I urge you to keep on your courage, because no one will be lost. Paulus kom en hy herinner homself aan die belofte van die Here. Hy sê dit vir die mense ook. Ek wil vir julle sê, ons is in die middel van 'n storm, ons is in die middel van onsekerheid, hierdie boot van ons gaan dit nie maak nie, maar hier is die belofte van die Here, dat nie een ou op hierdie skip sal verlore gaan nie. So in jou storm vandag, in jou onsekerheid vandag, wil ek jou uitnooi om vas te hou aan die beloftes van die Here. Die beloftes van dat hy jou voorsiening is, dat hy die goeie herder is, dat hy jou nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie, dat sy goedheid en sy guns jou altyd sal volg, al die dae van jou lewe, al gaan jy deur die doodskade wees, en al gaan jy deur die onsekerhede, is hierdie beloftes van die Here, dat hy met jou is en saam met jou is net. So in jou storm vanoggend, in jou uitdagende oomblik, wil ek jou herinner vanoggend, om vas te hou aan die beloftes van die Here. Want die storm sal kom, die onsekerhede sal kom, maar ons hou vas aan die beloftes van die Here. Want die onsekerheid sal verbygaan, die storm sal verbygaan, maar sy beloftes sal altyd daar wees en sal altyd waar word in jou lewe. So hou moed vandag, wees 'n mens van dankbaarheid. Die wil van die Here vir jou in my lewe is om altyd bly te wees, gedurig deur te bid en dan in alle omstandighede dankbaar te wees. Kom ons kies om mense van dank te wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie Sondag, selfs in die middel van 'n storm, soos wat Paulus op die see was, kan sê dat ons vertrou op die Here. Ons hou vas aan sy beloftes, en ons glo dat die Here met ons is, en saam met ons is, selfs al sien ons hom nie, selfs al voel ons hom nie, en selfs al lyk dit asof hy nie betrokke is in ons situasie nie, staan ons op sy woord vandag. Ons kies dank vandag. Help ons, gee ons krag deur die Heilige Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike Sondag beleef.